Goeiemôre. Ons kyk vandag na die 4de deel van hierdie week se tema, verheerlik of verdwaal, 'n keuse vir die ewigheid. Ons het gesien in die begin dat ons nie alles kan beheer nie, maar dat daar sekere dinge is wat die Here wil hê ons moet beheer. Hy wil veral hê ons moet selfbeheersing toepas. En ons het gesien dat die wêreld wat onder die mag van Satan is, probeer ons selfbeheersing wegvat, of hy probeer vir ons redes gee hoekom ons nie selfbeheersing hoef toe te pas. Ons het ook gesien dat Jesus vir ons gewys het dat hy die enigste weg tot ons Skepper is, dat hy die enigste een is wat ons ooit ons verlosser sal kan wees, dat daar geen ander weg sal wees nie. Ons het ook gister gesien dat die Here lankmoedig is en nie wil hê dat enige iemand moet vergaan nie, maar dat hy wil hê dat almal tot bekering moet kom. Ons het ook gesien dat dit nodig is dat elke persoon tot bekering moet kom en dat ons daagliks moet bekeer van dit wat ons verkeerd gedoen het en dat ons almal te kos skiet aan sy heerlikheid. Het ook gister geëindig met die feit dat alles in hierdie wêreld is net tydelik. As ons in Openbaring gaan lees, dan sien ons ook dat hierdie wêreld en alles wat daarin is, gaan uiteindelik vernietig word en gaan daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees, vandag gaan ons kyk na wat Salomo geskryf het, juis oor hierdie konsep van dat alles tydelik is. Buiten Jesus word koning Salomo bestempel as die wysste man wat bestaan het. En in sy boek Die Prediker kom hy op vele maal tot die slotsom dat alles in hierdie tydelike wêreld maar net 'n gejaag na wind is en geen ewigheidswaarde inhou nie. Prediker 1 vers 14 skryf hy die volgende: En ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word, en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Vers 17, maar toe ek my hart daarop gerig het om wysheid en kennis, onverstandigheid en dwaasheid te leer ken, het ek ingesien dat dit ook 'n gejaag na wind is. So selfs die beste kennis wat ons kan opdoen in hierdie wêreld is nog steeds maar net 'n gejaag na wind. Dit is nog steeds net tydelik en dit gaan geen ewigheidsbelang vir ons toebring nie. Dit gaan vir ons geen ewigheidsprofyt gee nie. 2 vers 11 in Prediker sê hy, Prediker 2 vers 11, toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het, en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind, en daar was geen voordeel onder die son nie. So selfs die beste werke wat ons doen in hierdie lewe, is alles 'n gejaag na wind. Dit gaan alles uiteindelik vernietig word. Daai mooi meubelstuk wat jy maak, daai mooi stelsel wat jy bou, al daai goed gaan uiteindelik nog steeds vernietig word. Prediker 2 vers 17, daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles te vergeefs is en net 'n gejaag na wind. Prediker 2 vers 26, want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde, maar aan die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit te gee aan die een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. So dit maak nie saak wat ons doen, dit maak nie saak wat ons bymekaar maak, maak nie saak hoeveel geld ek bymekaar maak nie. Dit is alles 'n gejaag na wind. Dit maak nie saak hoeveel huise ek koop nie, hoeveel huise ek vir ander mense selfs gee nie. Dit is alles maar net te vergeefs en 'n gejaag na wind. Prediker 4 vers 4, verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naaiwer is van die een teenoor die ander. Ook dit is te vergeefs en 'n gejaag na wind. Naaiwer praat hy van hoe ons met mekaar meeding. As ons sien ons naaste of iemand, ons buurman het ietsie wat beter is as wat ons sê, ons stel ons ten doel om iets beters as hy te kry, of iets groters, of selfs dieselfde net te bekom as wat hy het. Dit kom weer eens neer op alles wat hierdie tydelike wêreld vir ons kan gee. 'n Gejaag na wind hierso beteken dat dit uiteindelik geen impak sal hê, en dat al die impak van ons aardse werke sal uiteindelik vergaan.
alles wat ons hierso doen, sal uiteindelik vergaan en sal vernietig word. Dit maak nie saak hoe wonderlik ons dink ons is nie, dit maak nie saak hoe slim ons dink ons is nie, dit maak nie saak wat 'n groot bediening ons op hierdie aarde gebou het nie, dit maak nie saak wat 'n groot werk ek tot stand gebring het nie. Uiteindelik gaan alles vergaan. Daar's soveel mense wat in die verlede soveel opgebou het, en het mense naam gekom en het hulle dit of net vir hulle self gevat, of het hulle dit maar net vernietig. As ons kyk alles wat die ou regering opgebou het die nuwe regering net afgebreek om sy eie wil tot stand te bring, omdat hy jaloers is op dit wat gebou is. So is alles in hierdie wêreld. Uiteindelik selfs dit wat hulle bou, gaan vernietig word. Dit maak nie saak wat ons doen in hierdie wêreld. Dit is net tydelik. En ons gaan môre kyk na die dinge wat nie verganklik is nie, na die dinge wat onverganklik is. Met ander woorde, die dinge wat wel 'n ewigheidsimpak het, gaan ons môre na kyk. En wat ons kan doen, sodat ons werk wat ons hierso vandag doen op hierdie aarde, nie net 'n tydelike impak het nie, maar 'n ewigheidsimpak kan hê. En ons gebed is vandag, Here, maak ons bewus van dit wat nodig is, van dit wat U wil hê ons moet doen. Here, nie dit wat net vir ons en vir ons medemense tydelike voordeel gaan inbring nie, maar ook dit wat 'n ewigheidsvoordeel gaan inbring. Dis nie te sê dat ons nie moet kyk na dit wat 'n tydelike voordeel gaan bring, maar ons groot fokus moet skuif na dit wat ewig is, in plaas van net dit wat tydelik is. Die Here sê vir ons, die armes sal altyd hier by ons wees, maar ons moet kyk om te gee na dit wat 'n ewigheidsimpak gaan hê. En ons gebed is, Here, help ons vandag om dit in te sien. In Jesus naam. Amen.